Matteus 3, vers 1 tot 17. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het: Die stem van die een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die troon wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julleself te sê: Ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dwarsvloed deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblustelike vuur verbrand. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het.